verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naam, dis Sondag aand, dis 8uur, en ons het weer die voorreg om by jou te kan inskakel op hierdie Sondag aand, en hier op Kruis kyk, en baie welkom, baie dankie dat ons toegelaat word om daar by jou te kan wees. Dit is 'n wonderlike voorreg vir ons, hoor, ons geniet dit, ons dank die Here vir hierdie platform en hierdie geleentheid, en dan dat ons ook die geleentheid het om met jou te kan gesels. En ek wil baie dankie sê namens the Light Ministries, hier so in Newcastle, KZN, wil ons vir julle baie dankie sê vir julle terugvoering wat ons kry, en ons het soveel kruiskyk-kykers, wie na ons uitsendings, en ons nommers is op na die uitsending, kan jy ons nommers daar kry, van mense wie dan ook aansluit by ons voice clip, stemboodskap, wat ons elke dag, 5 dae 'n week, stuur ons elke oggend so voor 6:30, so 20 minute voice clip uit, en ons het soveel kruiskyk-kykers wat vra vir dit, so as jy wil deel word van dit, stuur net vir ons 'n WhatsApp, en dan natuurlik, my vrou, wat ook dan Vrydagoggende op is, om selfde tyd, Daughters of the King, dis alles eksklusief, hoofsaaklik, natuurlik vir die vroue, so as jy graag wil hê sy moet jou op daai groep sit, kan jy net vir haar ook WhatsApp, die nommer soos ek gesê het, aan die einde van ons uitsending. Nou, ons is aan die einde van die jaar, ouens, dit is 'n ongelooflike realiteit, dat die woord van die Here sê dat, so as van die laaste dae sal die dae verkort word. Dit is nog steeds 24 uur, maar een of ander manier bonatuurlik, is dit so asof die dae en die weke en die maande baie vinniger verbygaan, wat natuurlik 'n baie groot teken is, dat ons in die doodsnikke van tyd, soos wat ons natuurlik tyd ken, is in hierdie doodsnikke van tyd, in die eindtyd waarin ons is. Nou, laat ek net gou vinnig vir jou dit sê, dat, jy weet, ons leef nou, tydelik, onthou dat hierdie aarde is nie jou woning nie, ons het 'n ewige woning, Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie woning, so hier is tydelik, en ons sal dit nie nou verstaan nie, maar ek wil vir julle sê dat die geestesrealm en die sintuie van die geestesrealm is baie meer, ek wil soms sê 1000 keer meer, en 'n groter realiteit is wat hierdie vlees is waarin ons is, wat alles tydelik is, en ek wil vir u sê dat ons gaan baie binnekort, julle wie se name geskryf is in die boek van die lewe, gaan oorkleef word met 'n verheerlikte liggaam, want hierdie vlees kan in die hemel nie ingaan nie. Nou ek wil net so 'n paar dinge met jou gesels vanaand. Die Bybel sê daar in Lukas, een van die evangelies, daar in hoofstuk 2 vers 41, die opskrif daar, die kind Jesus tussen die leraars. Dit klink eintlik snaaks, né? Die kind Jesus tussen die leraars. Nou Jesaja profeteer, hy sê wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. 5 entiteite wat hierdie kind Jesus genoem word deur die pen van Jesaja toe hy profeteer dat 'n kind is vir ons gebore. 5 natuurlik, soos wat ons al by die tyd weet, beteken genade. Vers 41, en sy ouers was gewoond
om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy, dis Jesus, 12 jaar oud was, nou 12 beteken divine power and authority, ne? Het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. So ek neem aan dat dit is die minimum ouderdom wat jy kon gewees het om te kan opgaan saam met die leraars en die skrifgeleerdes en na die tempel toe. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, dit is nou Josef en Maria, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan en na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae, so ons praat hier van omtrent so 4 dae, ne, in totaal, het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraar sit, en na hulle luister, hoor mooi, en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. Met ander woorde, hulle moes hom ook iets gevra het, ne? En toe hulle hom sien, dis nou Josef en Maria, was hulle versla. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. Hou 'n gedagte, dat hy's 12 jaar oud, en hulle is baie ouer as dit nou. En hy het saam met hulle gegaan, en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en Jesus het toegeneem in wysheid, in grootte, en in genade, en die mense. By God en die mense. Nou ek wil net so 'n paar oomblikke met jou hieroor praat, en ek wil net vanaand so rustig met jou gesels oor hierdie konsep en hierdie groot gebeurtenis van Jesus op die ouderdom van 12. Nou, hy sê in vers 49, and that's the purpose of his whole calling, and that's the purpose of him coming. Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees? En daar is 'n gedeelte in een van die evangelies waar Jesus self sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar ek het gekom om die wil van hom te doen wie my gestuur het. He came as in sy status, sy goddelike status, was hy wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors, in sy status. Maar die betekenis van die 5 entiteite, 5, is genade. En as gevolg van hierdie genade, hoor mooi, ontkry hy hom, en wil ek amper sê, ontneem hy hom van sy goddelike status. En hy kom as 'n kind. Wat vir my nogal opgeval het, was dat hulle 'n dagreis na die fees in die tempel, Josef en Maria met die reisigers saam met hulle, 'n dagreis. Luister, onthou nou net, dit was nie met karre nie, dit was met waans, dit was met esels, en dit was met moeite, en 'n dagreis ver. Toe kom hulle eers agter, dat hy nie met hulle is nie. Nou ek gaan net so iets 'n vergelyking maak vanaand, uit daai een stelling uit. En dit is
Ek dink in baie opsigte vandag is baie mense, want ons is tog maar almal in 'n reis. Ons is tog maar almal in 'n wedloop. En hoe is dit menslik eintlik moontlik? Is moeilik, soos my vrou nou sal sê, to comprehend. Hoe reis jy 'n dag? Ek bedoel man, jy van Natal af ry jy 'n dag ver Kaap toe. Is net sowel, ek klim in my voertuig en ek ry 'n dagreis ver. Ek ry uit KZN uit en ek kom in die Kaap en ek besef, my wêreld, my kind is nie op die agtersitplek nie. Ek dink daar's baie mense op die reis. Daar's baie denominasies wat op 'n reis is, wat baie keer kerk hou, en hulle weet nie eers dat Jesus is nie met hulle nie. Hulle besef nie eers nie, hulle is so besig met waarmee hulle besig is, dat hulle kom nie agter. Hoe mis jy 'n 12-jarige seun nie in jou reisgeselskap nie? En nou die Bybel sê, en hulle teruggegaan, en na 3 dae, met ander woorde, hy was 4 dae weg. Ja, ek dink in die tyd, in 'n era waarin ons leef, waar soveel kinders wegraak. Soveel kinders wegraak, dat, ek kan nie dink hoeveel bereid was hulle nie. Want onthou, dat by sy geboorte, het hulle Jesus gesoek. Hulle wou hom doodmaak. So hy was eintlik maar op die hitlys van Herodes gewees. En nou, na 3 dae, en toe hulle hom sien, was hulle versla. Nou ek weet, ek lees dit nie in die woord nie. Ek wonder, was hulle versla dat hulle hom gekry het? Was hulle versla oor sy teaching, sy volwassenheid, tussen die slimmes, tussen die leraars, tussen die skrifgeleerdes? Maar hy sê hulle was versla. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy met ons so gemaak? En hy sê vir hulle, vers 49, waarom? En kyk die respek. Ouers, kyk die respek. Hy sê vir sy ouers, waarom het u my gesoek? En sy moeder sê vir hom, hy sê, het u nie geweet, ek is in die dinge, dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie. Nou ek wil nou vir jou nou vanaand 'n ding sê. Ons het nou so onlangs, hier so in ons plek waar ons fellowship hou, en waar ons dienste hou, en waar ons by mekaar kom, het ek 'n spesifieke ding kom doen, en die Gees van die Here het so mooi met my gepraat oor servanthood, oor diensbaarheid, how to be a servant, en ek was eintlik angstig daai aand om dit te deel met ons, by ons mense, by ons midweek fellowship, wat ons het, wat ons nou maar net pleinweg 'n biduur noem, maar, as ek wonderbaar is, en ek is raadsman, en ek is sterke God, ewige Vader, vrede vors, sal ek my nie eers aan geen mens verduidelik nie. Maar hy was so nederig, dat hy onderwerp hom. Hoorie, hy onderwerp hom aan sy ouers, sy vleesouers, wie God gebruik het, dat hy Maria se vlees kon aantrek om in haar baarmoeder te lê. En hy sê, het jy nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? En hierdie is 'n vingerwysing na ons as kinders van die Here en as die kerk. Ons moet meer in die dinge van God besig wees en met die dinge van God besig wees. Jy weet, ek het die ding in my Bybel geskryf. Daar was 4 vrae. Ek lees dit nêrens in die Bybel nie, hoor. Maar ek dink hulle moes om vrae gevra het, want die Bybel sê en hulle antwoord wat hy en hulle gesê nie verstaan nie. Ek wil net 'n bietjie teruggaan. Hy was in hulle midde,
En hoor hierso, terwyl hy in die midde van die leraars sit, en na hulle luister, en hulle uitvra, en almal wat hom gehoor het, was verbaas van sy verstand, met ander woorde, sy wysheid, hoor hierso, en sy antwoorde, wat vir my sê, hulle het hom vraag gevra. Kom ons imagine, hulle vra hom, wat is jou naam? Dat sou hy gesê het. En ek dink daar's 'n lied oor hierdie ding, jy het dit seker nou al gehoor, so verdra my. Wat is jou naam? Seun, dat sou hy gesê het, wel, aan my moeder se kant is my naam Jesus. Aan my vader se kant is my naam Immanuel. En hulle sou gevra, maar luister, jy's so slim. Hoe oud is jy nou? Dan sou hy gesê het, aan my moeder se kant op die aarde is ek 12 jaar oud. Aan my vader se kant is ek die begin en is ek die einde. Hulle sou hom gevra het, okay, maar waar kom jy vandaan? Dan sou hy gesê het, aan my moeder se kant van Bethlehem, maar aan my vader se kant van die Nuwe Jerusalem. Hulle sou gevra het, okay, wat is jou plan? Dan sou hy sê, aan my moeder se kant gaan ek gekruisig word. Aan my vader se kant gaan ek na 3 dae opstaan. Maar weet jy wat, die ding wat hy sê, is, het jy nie geweet, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? As het vir hom nodig was, om te sê, solank as wat ek 33 jaar op hierdie aarde is, moet ek wees in die dinge van God. Hy sê verder, in vers 52, en ek moet nog my gedagtes om dit kry. Ek moet my kop om dit kry. Hy sê, en Jesus het toegeneem in wysheid, in grootte, in genade by God, en by die mense. Yes, ouens, weet jy, hierdie is eintlik 21 jaar lê vir hom voor, daar hierdie gebeurtenis. Lê daar vir hom nog 21 jaar voor op die aarde. Hy was 12, toe hy was. Miskien is dit net 'n ding, miskien is dit 'n revelation. Hy was 12 toe hulle hom sien. 12 beteken divine power and authority. Hoor hierso. Hy sou nog vir 21 jaar op die aarde wees. Nou 21 beteken excessiveness of sin. Excessiveness of sin. So die dag toe sy Paul hom kry, na 4 dae, dis al 21 jaar oor, tot hy 33 is, dat hy sou sterf. En as jy glo jy my, ek het nou eendag 'n program gekyk op YouTube, oor waarom Jesus presies, hoor mooi, dag, week, minuut, uur, sekonde, presies op 33 jaar gesterf het. As hy 33 jaar en 'n dag langer, sou ons nie vandag hier gewees het nie. In a divine time frame of God. Hy sit as op die ouderdom van 12 jaar tussen leraars, en die Bybel sê, en hulle was verbaas oor sy verstand en oor sy antwoorde, en toe sy ma vir hom sê, na 4 dae, eintlik moet hom raas, en hulle verslaaf was, toe hom sien, toe praat hy van u, en hy sê, het u nie geweet, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie. Dit vat hande met dit wat hy daai dag geërvaar het. You have to be servant enough. En ons kom baie keer en ons wil so groot wees. Ons wil so graag raak gesien word. Kruiskyker, wie vanaand hier inskakel. Dink julle nie, ons moet maar weer sê, soos Johannes gesê het, ek moet minder word, sodat hy kan meer word. Ek gaan dit weer vir jou sê, want ek is bang jy dit gemis. Seun, wat is jou naam? Aan my ma se kant is ek Jesus, aan my pa se kant is ek Immanuel. Hoe oud is jy nou? Aan my ma se kant is ek 12, aan my pa se kant is ek die begin en die einde. Hulle sou gevra, waar kom jy vandaan? So ek gesê, aan my ma se kant van Bethlehem af, aan my pa se kant van die Nuwe Jerusalem.
Hulle sou gevra het, wat is jou plan? Sou gesê, aan my ma se kant sal my vlees kruisig, maar aan my pa se kant sal ek na 3 dae opstaan. Maar tog gaan hy uit ouderdom van 12 jaar oud. En hy sê, het julle nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie. Ek wil vir jou sê, kom ons wees weer in die dinge van ons Vader. Here, baie dankie dat ons vanaand 'n voorreg het om net so na hierdie kort boodskap te kon luister. O Here, wees daar soos U. Ek dank U, Here, dat ons vanaand 'n voorreg het om rondom die woord te kan sit. Here, ek wil bid dat U ons sal help. Here, dat ons in die dinge van God sal wees nou meer as ooit. That we will submit to God. Here, dat mense ons sal meer as ooit sien. En Here, jy hoef nie 'n pastoor te wees om in die dinge van God te wees nie. Dat ons in die dinge en met die dinge en in die dinge van God mee sal besig wees. Ek bid, Vader, dat U elke luisteraar sal seën. Ek bid die vrede, die krag en die bloed en die genade oor elkeen wie ingeskakel het. Is my gebed in Jesus naam. En ek sê dankie daarvoor. Amen. Nou luister julle ouens, baie dankie dat julle ingeskakel het. Dis ons voorreg. Stuur vir ons 'n WhatsApp, stuur vir ons 'n boodskap. Kyk jou in die einde, kry ons nommer as jy die voice clip wil ontvang. Stuur dit vir ons en ons laai jou op. En jy kry 'n wonderlike stemboodskap elke dag. Die Here seën vir julle, hoor, totsiens.